Welcome to the church with open doors. We are so glad to have you with us today. As a church, we want to be a welcoming and loving community where people, no matter where they are on their life journey, can come home, grow, and serve together, following Jesus. Whether you're here for the first time or returning to join us again, we hope you feel right at home. Take a moment to find your seat. Sit back, relax, and know that you are safe among the family of Christ. Our time together is about more than just a service. It's an opportunity to experience God's love, grow in faith, and worship as one family. So, let's prepare our hearts, open our minds, and get ready to lift our voices in praise. As we worship the Lord together today, you are welcome here. Goeiemôre liefdes. Dames en baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het flink gevorder deur hierdie eerste kwartaal en of julle nou al weet of nie, ons nader die einde van die eerste kwartaal, want volgende naweek is 'n lang naweek, is dan net weer een erediens en dan is dit vakansie en dan is dit afnaweek of lang naweek. So as jy ander planne van wegbreek vir naweke, gaan ons mekaar hier in Mei maand min of meer sien. Maar nee, dit is sommer net so nie. Kom en kies. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag die Here ons hier saam seën terwyl ons besig is op hierdie tema nuwe begin, die reis na vernuwing en volheid. So mag die Here ons saam seën. Draai na mekaar toe, groet gaan mekaar en dan gaan ons voort by die diens. Ons gaan die liturgie vanoggend so 'n bietjie omswaai na die aankondigings gaan ons aan die einde doen en daar's 'n rede daarvoor want daar's goed wat ons moet onthou. Want Maria se noue ding sê nie. As ons aan die einde van die diens kom, dan die meeste van ons al ergens verloor en ek verwys na myself, nie na jou nie. Ek wil graag vra Marnay. Ek het net vir Marnay gegroet en ek wil graag vir jou vra om vanoggend vir ons die Christuskers te aansteek, maar my verjaar môre. En dit is wonderlik om jou hier te kan hê saam met pa wat daar sit, ma bedien alweer baie jare. So as jy net vir ons die kers kan aansteek asseblief. Geliefdes, kom ons bid net eers saam. Here God, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Here, ons vier lewe. En as ons die kers aansteek, is dit 'n erkenning dat U die een is wat die lig vir die wêreld is, wat na hierdie wêreld gekom het en ons lewens kom verlig. So het U ook vir Marnay 'n hele klomp jare terug die lewenslig laat sien. En ons weet dat sy 'n kind van U is. En ons bid Here dat U vir haar 'n baie mooi geseënde dag môre sal gee as 'n verjaar. En dan ook aan die lewensjaar, dat U haar voetstappe sal rig en dat sy sal doen wat U van haar vra en sal wees waar U graag haar wil hê. En wanneer sy deur die hoogtepunte gaan, dat sy kan weet U vier saam met haar fees. En wanneer sy deur donker dieptes en moeilike situasies beweeg, dat U altyd by haar is en haar nooit sal los. Bid ook vir haar ouers wat vir haar groot maak en vir haar begelei hierdie jare, sodat sy ook vir U kon leer ken. Here, en kom seën ons vanoggend saam, elkeen van ons, dat wanneer ons lewenspaai betree, dat ons weet,
U is altyd met ons. U sal ons nooit in die steek laat en nooit verlaat nie. En dankie Here dat U beloftes maak in die Bybel wat vir ons van krag is vandag nog. En ons wil met daardie beloftes gaan lewe. Vanoggend sien ons met verwagting uit na wat U deur die woord ook vir ons wil leer oor U beloftes vir ons. Kom en kom seën vir ons sodat ons 'n seën vir ander in die wêreld kan wees. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Ek wil sommer vir ons inval met die inleiding van vandag. Ek vermoed, soos ons hier sit, het elkeen van ons ten minste een kontrak, of meer as een kontrak. Nee, ons het mos nou, partykeer op ons huisverband dat 'n kontrak is, ons het polisse, ons het dalk 'n klererekening wat 'n kontrak is, wat afbetaal moet word, of wat ook al. Een ding wat ek dink ons almal behoort te hê, is 'n selfoonkontrak. Is ek reg? Almal van julle selfoonkontrakte? Ja, ons moet dit hê, want ons kan nie sonder daai ding klaarkom nie. Nou, 'n selfoonkontrak werk min of meer so. Jy gaan kies vir jou foon en daar's kontrakte wat hulle vir jou aanbied. As jy hierdie foon neem, is dit die koste, jy kry soveel gig data dag, dan vir die nag, vir die ouens wat in die nag wil rondsurf, sê hulle, plaas hulle see toe gaan en daar gaan surf die dag. En soveel minute dit en soveel daardie. Ja, en jou tydperk is hulle ons nou omdat hulle duurder fone gee dan die tydperk nie 24 maande maak, hulle 36 maande gemaak. Kyk. So dit is die ding. Nou gebeur dit. Nou begin jou kontrak na die einde toe gaan, Tanya, né? So nou wat begin? Nou begin mense juk. Nie waar nie? Wie van julle juk? As dit daar kom, gewoonlik so 3 maande voor die tyd kan jy al jou kontrak verander en 'n nuwe foon kry, 'n nuwe handset soos hulle van praat. En so dan sien jy die kontrakte wat hulle aanbied en sê, ja, dit klink wonderlik, want hulle sê vir jou boodskap of iets, sê, daar's vir jou 'n nuwe iets op pad. Nee, hulle bel jou ook, vang jou omkant. Nou begin jy kyk en dink, ja, yes, dit klink goed, die wonderlik net. Hierdie kontrak klink vir my beter en hierdie foon, nee, as ek net 'n S35 plus kan hê, nee. Sê van, daai een ek het gisteraan sy prys gaan kyk, hy 31.000. Dis 'n mini rekenaar wat jy in jou hand vashou. Ja, moeilik, maar hulle bied dit vir jou aan, mooi pakket. Daar's niks fout met jou ou handset nie. Hy werk nog verseker na 33 maande se gebruik. Maar jou kop word geswaai, so jou motiverings is daar bo nie. Dis hoog, om te sê, yes, ek moet dit hê. Kontrakte is niks niets. Ons het dit in ons lewe elke dag. Maar as ons na die Bybel toe gaan, het die Here al van die begin af, het hy kontrakte met sy volk en met mense aangegaan. Ons noem dit in die Bybel die verbond. Verbond is niks anders as 'n kontrak of 'n ooreenkoms waar God die handelende party is en mense innooi om deel daarvan te hê. En vanoggend gaan ons kortliks daarby stil staan by 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms vir 2025 wat die Here met ons aangaan, maar wat eintlik al vir baie jare met ons saam kom. Ons tema vir vandag is 'n nuwe verbond vir 'n nuwe seisoen. A new covenant for a new season. Daarby gaan ons nou stil staan, maar ek wil graag vir julle uitnooi dat ons nou sal staan. Dat ons die Here God wat hierdie verbond van genade en van liefde met elkeen van ons gesluit het, dat ons sy naam groot maak en eer. Ja, ons gaan sy naam groot maak, ons sê Psalm 100, juig al wat leef, juig voor die Here, en ons gaan diep aanbidding voor hom kom, en te erken dat hy is die heilige God van Israel. So kom ons staan, geliefdes, en ons maak die Here se naam groot.
Letterlike duisende jare sing mense hierdie lofliedere tot eer van God. Want van ouds af tot vandag toe kan ons getuig oor God se goedheid in ons lewe. Ons gaan 'n nuwe lied sing vanoggend. Hy is groot. Daar is net een God. Daar is net een God. Hy is die skieper van die heelal. Hy is almagtig, maar tog genadig. Niemand ken sy planne nie. Hy doen wat hy beloof. Hy is heilig en alle eer aan hom. Niks is met God onmoontlik nie. Ek wil die uitnooi as jy nou nog nie so lekker ken nie, so het hom voor die diens 'n bietjie gespeel. Hy herhaal basies die versie in die koortjie. So ek is seker van soos die tweede keer so gaan julle lekker kan saam sing. So kom ons loof die Here. Van die heelal, hy sal wagte.
Ja, hierdie is vanoggend vir my 'n baie kosbare lied. As ons volgende weer opstaan en ons sien hierdie nuwe dag wat die Here vir ons gegee het. En ek weet vanoggend ek kan opstaan as 'n nuwe mens met 'n toekomsverwagting om eendag by die Here te wees. Want ek is nie meer 'n slaaf van hierdie lewe nie. Dit vat ons nie uit hierdie wêreld uit nie, want ons word nog steeds elke dag gekonfronteer met die wêreld, maar ons leef anders, want ons is nie meer in hierdie wêreld nie. En ek hoop jy kan dit vanoggend saam met ons sing. Ek gaan vir die mans vra om saam met hulle te begin. Die dames gaan saam met ons sing en op 'n stadium gaan ons almal saam sing. Ek wil regtig vir jou vra vanoggend, kom ons loof en eer die Here. Kom ons sit al die probleme vanoggend net by die voete van die kruis neer. En in hierdie oomblik gesels ons met die Here as ons hierdie liedere nou verder sing. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Here Jesus, hier is nie net leerwoorde nie, wat ons ervaar U elke dag. En U stuur die Heilige Gees om by ons te wees elke dag, sodat ons nie vir 'n oomblik alleen hoef te wees nie, nie alleen die challenges van hierdie wêreld hoef te face nie. U steek die hand uit en U sê, vat my hand, en ek sal jou nooit laat los nie. En U is getrou, Here, U laat los nooit. En dan kan ons vandag sê, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Want as jy een keer jou hart vir die Here gegee het, is jy vir altyd syne. En selfs al dit los lê, bly jy syne. Sy genade is so groot. Dis my gebed vanoggend, dat jy nie vanoggend hier sal uitstap, as jy nie seker is waar jou hand en jou hart is nie. Here, mag U praat met elkeen van ons, dat ons vanoggend die sekerheid het, dat U in beheer is van ons lewens. En as ons nie seker is nie, Here, dat ons nie vanoggend hierdie geleentheid verby sal laat gaan, om hier uit te stap in onsekerheid nie. Wil U met die Heilige Gees deur ons harte. Bring ons nader aan U. As ons hierdie lied sing, we want to sing holy, holy, because You are holy forever. Here, en ons het sing, want ons weet is waar. U is heilig, U is ons God. Ons wil saam met die engele vanoggend sing, You are holy. Kom hoor ons loflied, Here, kom hoor ons hartsbegeerte, as ons vanoggend uitreik deur hierdie lied na U toe en sê, Your name is the highest, Your name is the greatest, there is no one like You. Want dit is hoe ons U ken. Daar is net een God, en dit is U.
bly net vir 'n oomblik in hierdie heilige moment. Ons is begenade. Ons is geseën. Want die heilige God het woning by ons kom maak, Jesus Christus. Wat was is verby, die nuwe het gekom. God sorg daarvoor. Deur sy seun Jesus Christus. Dankie Here dat ons oorbeweeg het van slaaf na vry. Van buite die volk van God na deel van die volk van God. Wetende die verbondsgod is die een wat ons kom aanraak het en wat met ons elkeen ook 'n verbond, 'n kontrak van genade en liefde kom skryf het en dit in werk kom stel het. Kom seën ons met die woord om dit juis te bevestig vir nou en vir ons hele lewe. Ons eer en ons bly sing heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Ons eer U weer, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Dis net die tegniese probleme wat ons het. Ons gaan saam lees vanoggend uit die woord van die Here, 'n baie bekende gedeelte. En jy sal nou maar agterkom as dit nou nie so bekend is vir jou nie, hoekom dit een van jou bekende skrifgedeeltes moet wees waarby jy sal teruggaan in die toekoms. Ons gaan saam lees Jeremia 31, net 4 verse hier, 31 vers 31 tot 34, hy's daar op die skerm, dis reg. Ons tema vir die dag is 'n nuwe verbond vir 'n nuwe seisoen, 'n new covenant for a new season. So kom ons lees daar wat God deur Jeremia vir ons elkeen kom sê. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die ou verbond of die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Ons lees hom net gou weer vers 33, hoewel ons by al 4 vers gaan stil staan. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Ons lees net tot sover. Kortliks net gou deurbeweeg. Nog nie. Trek net weer uit. Jy sal maar met druk daar. Nog nie. Tegniese probleme. Goed, kom ons hardloop terwyl van tyd beweeg ons deur. As ons na Jeremia gaan kyk, dan weet ons daar uit Jeremia 1 uit, het God vir hom geroep as 'n jong man om profeet te wees. En daar word vroeg in Jeremia gesê,
Ek het jou geken nog voordat jy gebore was. Voor die grondlegging van die wêreld het God al vir Jeremia by die hand gekies en by die naam gekies en gesê, ek wil vir jou as profeet gebruik. En dan is 'n bietjie verder word daar gesê, maar Jeremia, jy moet gaan na die mense toe wat ek jou na toe stuur om die boodskap te gaan gee. En jy sal baie goed onthou dat ons die kwartaal begin het daar by 19 Januarie, dis al 2 maande gelede, het ons begin by waar God vir Jeremia hierdie visioen gee. En hy sê, wat sien jy? En hy sê, ek sien 'n amandeltak. Nou weet ons, toe ons daaroor gepraat het, amandelboom is die eerste wat sy bloeisels gee as die nuwe seisoen breek, die lenteseisoen, wat enigiets van einde Julie kan wees, maar dit is ook die boom wat sy vrug baie later eers gee as baie ander bome en vrugte. So dit is waarmee Jeremia begin het. Nou weet ons dat God aanvanklik vir hom gestuur het met 'n baie negatiewe boodskap van straf en van oordeel. Maar dan gesê, later sal daar seën kom. Jeremia kan waarskynlik as die treurende profeet of die doemprofeet bekend staan, want al wat hy doen is, hy moes net negatiewe boodskap kom oordra en oordra. Ons lees daarvan in Jeremia 20 vers 8. Hy sê, elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep, daar is geweld, daar is verdrukking. En julle sal onthou dat Jeremia, die een is die profetiese boek, en net na dit kom die klaagliedere van Jeremia, wat juist dan ook vir ons kom sê. Dit is wat hy self beleef, hy het 'n klag hier binne in hom. Dis 'n negatiewe lied wat hy sing, wat hy sê, ek kry swaar, die moeilike. Maar daar kom 'n draaipunt. Daar kom toe 'n draaipunt, waar hy beweeg het van 'n doemprofeet tot 'n seënprofeet, as die een wat moes negatief en gerig en straf moes aankondig en sê, daar gaan 'n ballingskap weggevoer word, na 'n punt om te sê, daar kom iets nuuts. Daar is iets beters wat op pad is. Hou moed, dit kom. So as ons gaan kyk, wat is dan nuut aan die nuwe verbond? Ons weet daar is verbonde gemaak deur die jare, Abraham se verbond, die een wat die Here met Moses gemaak het, die 10 gebooie gegee het, met Noag, die reënboog en 'n hele klomp verbonde wat gesluit is. Maar ons gaan nou kyk, wat maak hierdie verbond wat in Jeremia aangekondig word, so nuut. Voor ons daarby kom, daar's 'n paar dinge wat nie gaan verander, wat konstant gaan bly. En die rede daarvoor is, want dis God wat hierdie verbond sluit. En in hom kan daar dinge nie verander nie. So die eerste wat ons daar sien is, God neem altyd die inisiatief as dit kom by die sluit van 'n verbond. God gee daai eerste tree na sy volk toe. Daarna Abraham en sê, ek sal julle God wees en julle moet my volk wees. En die teken van hierdie verbond is die besnydenis. En dan het hy daar by Moses gekom. Hy het hom opgeroep op 40 dae was Moses daar, hy het die 10 gebooie gegee. Jy moet asseblief dink, dit is op 2 kliptafels soos dit in die Kinderbybel sien nie. Dit moes baie anders te gelyk het. Maar hy kom daarmee af en hy moes dit leer vir die volk. So God neem altyd eerstens die inisiatief. Die tweede wat ons duidelik sien is, die wet is duisende jare terug gegee as riglyne vir ons lewe hier op aarde. En dit het nog nooit verander tot in hierdie dag nie. God het dit nog nooit opgehef nie. So dit bly vir ons die riglyn tot lewe. En as ons oorbeweeg na die Nuwe Testament toe, dan sien ons daar dat God deur die apostels en deur ander Bybelskrywers nog riglyne kom gee hoe ons moet lewe elke dag om binne God se seën te wees en gehoorsaam aan hom te wees. En die derde wat ons kan uitlig oor die verbond wat God altyd sluit met mense is dat die doel van die wet bly altyd dieselfde. Dit ook nog nooit verander nie. En wat is die doel van die wet? Sodat ons God kan lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En ons naaste soos onsself. God het nog nooit streep daardeur getrek en gesê, dit is nie meer van krag nie. Maar hier kom die groot verandering van die nuwe verbond, wat God kon sluit. Die hartchirurg moes ingryp. Want ons weet, God is Jahwe Rofeka, die God wat genesing bring, hy moes ingryp. Die volk van God het aanvanklik die 10 gebooie, die riglyne vir 'n sinvolle lewe op kliptafels gehad.
deur God aan Moses gegee en vir hulle gegee daar nie. Dit was in die ark van die verbond gewees en saam met hulle getrek die hele tyd. Maar die wet was daar op kliptafels. En die wet was nie in hulle harte gewees. En so het hulle aangehou om te leef net soos hulle wil, as hulle nog 'n afgod sien, as hulle agter die afgod aan. So wat gebeur? Is amper so 'n sikliese bestaan in die Ou Testament. God gee sy riglyne, sy wet. Die volk is ongehoorsaam. God moet hulle straf. Die volk kom tot inkeer met hulle offers en met hulle terugkeer na die Here toe. Die Here vergewe hulle sonde. En dan repeat. Daar een nuwe lied wat gesing word Afrikaans, herhaal. Mis eet, wat nog? Mis eet, slaap, herhaal. Ek dink dit is tussen. Goed, so, maar dis wat hier gebeur in die geval van Israel. Oor en oor moes gebeur. So hoekom is die hartseer se ingryping nodig gewees? As ons 'n bietjie vroeër blaai na Jeremia 17 toe, dan lees ons daar wat God sê oor die hart van die mens. Hy sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hierdie hart is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Ek, die Here, deurgrond en toets die hart en verstand van die mens. So God doen 'n hartoorplanting. Hy haal die ou hart uit en hy plant 'n nuwe hart in. Julle ken daai gedeelte Esegiel 36 vers 26 tot 27 waar die Here pertinent kom sê, ek kom na julle toe en ek kom haal hierdie hart uit. Ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart van vleis gee. En dan daarmee saam is ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Nie meer goed aan die buitekant nie, maar hier is 'n nuwe hart wat kan ontvang sodat ons kan leef soos wat die Here van ons vra. Geliefdes, God doen nie hartomleidings nie. God sit nie stents in. God vervang nie hartkleppe nie. Dit werk nie. God haal hart uit en sit 'n nuwe hart in. Want dit is die enigste hart wat weer gereed sal wees om God lief te hê soos wat hy dit van die begin af gevra het. Dit is presies wat God deur Jeremia vir die volk kom sê. My mense, die hartverandering kom. En op hierdie nuwe hart sal ek my woord skrywe en ek sal dit in julle gedagtes vas lê. Nie meer daar buitekant jou nie, maar intern deel van jou lewe, dit is daar. Ek gee dit vir jou. Geliefdes, ek het in hierdie week oor die tyd van die nuwe verbond redelik kop gekrap. Nou, as iemand sê die tyd kom, dat iets gaan gebeur, dan verwag jy, ja, dit gaan ons nou redelik vinnig gebeur. En ek was verras gewees toe ek gaan navorsing doen in die week en gaan lees oor hierdie koms van die nuwe verbond, die tyd. Daar kom 'n tyd, wanneer dit het nie in die Ou Testamentiese tyd gebeur. Want die siklus van herhaal wat ons net oor gepraat het, was deel gewees van die volk van die Here se lewe vir die hele tyd van die Ou Testament. Die wet word voorgehou as riglyn en die volk kon dit nie hou nie. Iemand het hierdie wonderlike ding gesê, the time is coming, signals a divine appointment. Dit het 'n goddelike ingryping gevra, die Nederlands is zentreg van oben. Nee, van bo af moes God ingryp om te kom verander wat hier op aarde nie reg was nie. So wanneer kom hierdie nuwe verbond in werking? Dit was plus minus 600 jaar nadat God dit gesê het. Daar kom 'n tyd wat ek 'n vernuwe verbond met julle sal sluit. Ons gaan nou kyk na die inhoud van die verbond. So wanneer het dit 'n werklikheid geword? Dit 'n werklikheid geword toe Jesus Christus aan die kruis op Golgotha gesterf het. Ek was stomgeslaan gewees. Dat God 'n belofte kan maak en dit so lank uitstel. Maar jy het reg gehoor.
600 jaar later. In Hebreërs 9 vers 15 bevestig dit baie duidelik, gebruik die boodskapvertaling. Christus het gesterf om mense vry te maak. Hy, dit is Jesus, is die middelaar van die nuwe verbond. God het mense gekies en Christus het die nuwe verbond gebring, sodat daardie mense vir altyd alles kan kry wat hy vir hulle beloof het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy met sy bloed onder aan hierdie verbond, nuwe verbond kom steken, met sy eie bloed kom teken en sê, nou is hierdie verbond van krag. Nou is dit 'n werklikheid. Geen ander middel kon dit doen, net die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, en as ons nagmaal vier, dan neem ons die beker, en dit sê vir ons, elke keer as ons die nagmaal gebruik, wat maak ons? Word ons opgeroep om te onthou dat Jesus met sy bloed vir hierdie nuwe verbond betaal het. Elke keer as ons die nagmaal gebruik, word ons juist daaraan herinner. Die nuwe verbond het ingeskop en het werklikheid geword toe die bloed van Jesus Christus in die kruis gevloei het. Self daar in Lukas 22 vers 20, toe Jesus met sy disippels gepraat het, hulle was saam op tafel en geëet en gesê, nadat hulle geëet het Jesus 'n beker wyn geneem. En hy het gesê, die wyn in hierdie beker is my bloed. My bloed wat vir jou sal vloei, is die bloed van die nuwe verbond. My bloed is die bloed van die nuwe verbond. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, is baie lief vir daardie teksgedeelte, wat vir ons duidelik kom sê, jy en ek is nie losgekoop met verganklike middels soos goud of silwer nie. Nee, ons is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. En luister wat sê vers 19. Julle is losgekoop met daardie kosbare bloed van Christus, daardie lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Die enigste een wat hierdie nuwe verbond sy krag kon gee en in werking kon stel. So daar's 'n nuwe verbond vir 'n nuwe seisoen. En ons glo met ons hele hart, geliefdes, dat die Here ons in 'n nuwe seisoen ingelei het. Nou ons sal saamstem dat as ons na die Nuwe Testament toe blaai, dan die bekendste teksvers in die Nuwe Testament is, jy wil gou kans vat? Lelani, wat is die bekendste teksvers in die Bybel? Okay, dit is ook belangrik, ja. Die mag dit nie doen nie. En iemand anders? Yes, dan. Johannes 3 vers 16, staan al nog nie. Okay, as nou. Okay, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. En dit is waarskynlik ook die mees bekende en die belangrikste teksvers in die Bybel, want dit praat van 'n totale ommekeer en 'n nuwe wat God bewerk het. Maar in my leeswerk hierdie week, en julle regtig waar, as julle wil my notas kry, daar het ten minste 5 teoloë en predikers het dit onderstreep en gesê, as jy 'n ekwivalent wil hê vir die bekendste teksvers in die Nuwe Testament en jy gaan na die Ou Testament toe, dan is Jeremia 31 vers 33 of dan 31 tot 34 die belangrikste teksvers. Nou ek het 'n hele klomp, ja, my eie lewensteks, Psalm 16 vers 5. Here, U is my lewe, U sorg vir my wat ek ontvang om alles van U af. Jeremia 29 vers 11 sal sê, ek beplan nie voorspoed nie, teëspoed nie, julle ken dit. Maar die ouens het gesê, Jeremia 31 vers 31 tot 34 is ekwivalent vir Johannes 3 vers 16. Want dis die enigste plek waar God sê, ek begin nou nuut, en ek gaan 'n nuwe verbond instel, wat net hy kan doen, niemand anderste kon dit doen. Geliefdes, dit is ook ons fokus vir hierdie jaar, vir 2025. Ons praat al die hele kwartaal oor 'n nuwe begin, en hoe God dit aangekondig het, en wie die God is wat dit aangekondig het, en wat dit van ons vra, elke dag om so te kan lewe. 'n Nuwe begin, die reis
na vernuwing en oorvloed. Kan ek dit net weer duidelik stel in hierdie oomblik? Ons leef reeds in daardie nuwe tyd. Tyd van die nuwe verbond. Hoekom? Want ons leef na Christus. Hy het dit in werking kom stel, hy het dit krag kom gee. Daarom is dit ook vir jou en my van belang dat ons sal weet, ons is ingesluit in die nuwe verbond. Sy dood aan die kruis en sy opstanding het vir jou en my laat deel kry aan dit wat God beloof het, die nuwe. Natuurlik moet ons die vraag vra, so hoe raak dit jou en my lewe vandag? Want kan dit wees as die Here sê, die nuwe verbond, ja, okay, ergens vir 600 jaar, maar ons in elk geval nie meer daar. So hoe raak dit wat hier gesê word, jou en my lewe nou? Kom ons wil nie herhaal nie, maar het is belangrik dat ons sê, Johannes 3 vers 16 tot 18, veral vers 16 wat sê, ons word nie meer veroordeel nie. Ons word nie veroordeel, ons is gered en ons kry die ewige lewe. Dit is waar jy nou is vandag. Jy is 'n nuwe mens as deel van die nuwe verbond. Efesiërs 2 vers 13 tot 19. Jy kan gerus daai perikoop gaan lees. Dit gaan als oor die verhouding wat verander is en vernuwe is tussen God en mens, tussen God en jouself. Nuut gemaak. Vers 13 sê, maar nou is julle een met Christus Jesus op grond van sy offer, grond van sy bloedoffer aan die kruis en die nuwe verbond wat 'n realiteit geword het. Julle wat vroeër ver van God geleef het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Die bloed van Jesus Christus het elke skeidsmuur kom afbreek tussen ons en God. Dit het ons by God gebring, of moet ons eerder sê, dit het God nog nader aan ons laat beweeg, want hy gee altyd eerste tree. So hy het dit bewerk, en nou het ons naby gekom aan God. Vers 18, luister mooi, deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, en dit is ons, die nie-Jode, deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Toe die nuwe verbond realiteit geword het jy en ek vrye toegang tot God. Ons hoef nie meer die hoëpriester te vra om 1 keer 'n jaar in te gaan tot die allerheiligste en daar vir ons bloed te gaan besprinkel op die ark van die verbond nie. Nee. Die voorhang het geskeur toe Jesus gesterf het aan die kruis en die deur het oop gegaan sodat ons nou vrye toegang het tot die Vader. Vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie. Nie bywoners nie. Nie slawe nie, soos ons net nou gesing het. Nie van 'n laag stand of iets nie. Maar ons is medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Dis die werklikheid vir jou en my. Dis ons status. Ons is medeburgers en ons is lede van die huisgesin van God, ons gesin. I'm a child of God. Dis 'n kind van God. Net weer by Jesegiel 36 vers 26 tot 27. Toe jy tot bekering gekom het, was die hartseer met jou besig geweest. Hy het die kliphart uitgehaal, hy het jou 'n hart van vleis gegee. En soos wat Jeremia 31 sê, het hy begin skrywe op jou hart wat voorberei is om sy woord te ontvang. En dan 1 Petrus 2 vers 9 tot 10 bevestig weer eens vir ons dat ons God se eiendomsvolk, sy verbondsvolk is wat hy gekoop het. Maar dit is wat 'n eiendomsvolk beteken. Jy kry toegang of die reg om die eiendom te besit as jy daai kontrak aangaan en betaal daarvoor, dan raak dit 'n joune. God het dit gedoen om jou en my deel van sy eiendom te maak. Prys is betaal. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te kan weet. Danksy wat Jesus vir jou en my en vir die res van die wêreld gedoen het. Hierdie verbond, soos net nou gesê, het 'n kragtige inhoud. Kort, wat sê dit? Hy sê daar,
Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes of gedagte vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Ja, ons behoort aan 'n godsdienstige groepering wat ons noem kerk. Die feit dat jy hier is vanoggend bevestig dat jy 'n lidmaat is van die gemeente met oop deure, wat 43 jaar al hier in hierdie dorp bestaan, danksy God se genade. Maar bo dit alles is jy en eerstens kind van God. Deelgemaak van sy verbond. Deelgemaak van sy familie. Ons leef in daardie persoonlike verhouding met die God, die lewende God. Deur Jesus se kruisoffer het die ou verbygegaan en die nuwe gekom. En geld die nuwe verbond ook vir jou en vir my. God is ons Vader. God is ons Here. En ons is sy volk. Ons behoort aan hom. Kom ons bind die sakkie toe. Jou selfoon diensverskaffer kan van tyd tot tyd vir jou pakkette kom aanbied. Om vir jou so 'n dingetjie in die hand te kom gee. Wat jy kan gebruik om jou lewe makliker te maak. God het 1000 jaar gelede het hy 'n verbond van genade en liefde met ons elkeen kom sluit. Dit het werklikheid geword. Dis 'n kontrak wat nie kan verval, waarvan die terme jy nie nodig het om die fynskrifte gaan lees nie. Want God sê dit duidelik. Ek wil jou God wees, en jy moet my volk of my kind wees. Dit is die realiteit. Die nuwe verbond is van krag. Vandag, in ons eie seisoen van geloof en geestelike groei, persoonlik en ook as geloofsgemeenskap, nooi ons God om hom op sy woord te kan neem en net weer te erken. Hierdie nuwe verbond geld. En niks en niemand kan dit ongeldig maak. So einde dit vir jouself toe. Kom ons einde toe op ons reis saam met die Here na vernuwing en na oorvloed. Amen en amen. Here God, vanoggend staan ons eintlik in verwondering voor die Here God wat 1000 jaar gelede 'n aankondiging kom maak het van 'n nuwe verbond, van 'n tyd wat sal kom. En hoewel dit ons verstand te bowe gaan dat dit so lank gevat het, weet ons, Here, U het die regte tyd daarvoor bepaal. Op die optimum tyd het Jesus Christus na die wêreld gekom om juis te kom krag gee aan hierdie verbond. Ek sal julle God wees, en julle moet my volk wees. En ons kan maklik sê, wat is nou nie daaraan? Dis wat God vir Abraham gesê het. Die nietheid daaraan, Here, weet ons. Toe ons lewe aan U gewy, het U die klipaard uit ons lewe kom haal, en vir ons 'n nuwe hart van vleis gegee, en U het met, by wyse van Spreuke, met U vinger op ons hart kom skryf. U wet, U riglyne, U bepalinge vir 'n sinvolle lewe. Dankie dat ons oorbeweeg het van dood na lewe, van donkerte na lig, van 'n tydelike lewe wat verbygaan na ewigheid saam met U vir altyd. Vader, ons eer, ons erken, ons het U naam besing met ons lof en aanbiddingsliedere vroeër vanoggend. Ons dank U, Jesus Christus, dat U gehoorsaam was, ja, selfs tot die dood op die kruis.
Maar Vader, U het Jesus verhef tot hemelse eerlik. Daarom buig ons die knie voor U en erken ons met die mond, Jesus is die Here. Jesus is my Here. En ek weet dat God se verbond in werklikheid my lewe sal bly. Maak ons gehoorsaam en getrou om U te volg en U te dien. U te eer en naam groot te maak. Ja, Here, kom seën ons in hierdie reis saam met U deur hierdie jaar en dan verder aan, sodat ons 'n onuitwisbare voetprint kan maak hier in hierdie dorp. Maak ons gehoorsaam aan U, Here. Wys vir ons die pad. Dis 'n nuwe begin. En ons sien met verwagting uit wat U nog aan ons gaan openbaar en hoe ons gaan rig en gaan lei op ons lewenspaai. Ons loof, ons prys en aanbid U. Ons buig voor U. U is Vader en U is lief vir ons. U is Jesus ons verlosser en vriend. U is Gees in en by ons. In U naam bid ons dit. Amen en amen. Ek wil jou graag uitnooi. Ons het lanklaas melding gemaak van die gebedsbord. So as jy enige behoefte het, enige iets wat op jou hart is, daar is papiertjie, skryfgoed, gaan skryf dit neer. Ons gebedbediening is gereed om na julle gebede te kyk, dit te bid, julle voor die Here neer te sit. So ek nooi jou uit. Kom ons maak weer gebruik daarvan. Dit hoef nie vanoggend te wees nie, wanneer ook al kan jy dit doen en daar neerskryf en ons sal definitief julle intree. Geliefdes, ons gaan nou beweeg na ons laaste gedeelte vir die oggend. Ons gaan die Here nou met ons offers dien. Ons noem dit ons dankoffers. Ons dank die Here vir die nuwe verbond. Ons dank Jesus vir sy offer wat hy gegee het. Ons dank Jesus vir die nuwe lewe wat ons het. Die aankondiging gaan kortliks speel en direk daarna gaan daar ons 2 lewendige aankondigings plaasvind. So en dan ons afsluit met die laaste. So kom ons dien die Here met ons offergawes. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Ons deelgangers is vanoggend op Parelskool. Die Parelskool is 'n neuraal fisies en deurgestremde kinders in Brackenfell en het tans 322 leerders tussen die ouderdomme van 3 en 18 jaar. Heelwat leerders word daagliks met bussies vanaf naburige dorpe en woonbuurte na die skool vervoer. Daar is ook 'n koshuis waar die kinders kan tuisgaan. Die personeel bestaan uit 59 onderwysers en terapeute asook 80 ondersteunende personeel. Hulle volg 'n multidissiplinêre spanbenadering wat skolastiese insette, fisioterapie, arbeidsterapie, spraakterapie, remediëring, sielkundige en mediese sorg insluit. Staatssubsidies, asook inkomste van die skool en busfonds dek min of meer 70% van die totale begroting. Die res moet dus self deur donateurs en fondsinsamelings bekom word. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Die bababediening, kinderkerke, spys en belydeniskas sluit vandag af vir die eerste kwartaal. Vanaf eerskomende Sondag, die 23ste Maart tot en met 6 April, is daar slegs 1 erediens om 8:30 in die oggend. Vanaand is ook die laaste Open Door Sundays, ons Engelse diens vir die kwartaal. Moenie jouself bluf en dink dat alles tot stilstand gekom het nie, want die volgende 3 weke se program is propvol. Vrydag 28 Maart, die dag van die skole sluit, het ons 'n Blauran. Die 29ste Maart, die Saterdag, het ons 'n Tooivuur van 9:00 tot 1:00, waarvan die toegang gratis is. Kom kyk gerus na almal se verbeeldingryke versamelings. Dan kry jy ook iets wonders op te koop, of miskien by die versamelaars nog by jou ook. Vertel ook vir jou versamelaarsvriende hiervan. Donderdag 3 April, om 7:00 die aand, het ons 'n baie besonderse geleentheid vir ons dames. Muurblommetjies en malvas. Gratis koffie en kuier, met woord, vriendskap en inspirasie vir al die dames. Bring gerus 'n vriendin saam. Saterdag 5 April het ons weer ons Open Door Market van 9:00 die oggend tot 1:00. Dis die eerste Open Door Market van die jaar met 10-talle stelletjies. Toegang is ook gratis. Dan maak sommer so lank nou al 'n knoop in jou oë en inskakel in jou dagboek. Sit 'n reminder op jou foon. Die eerste Sondag van die tweede kwartaal, die 13de April, besoek ons sendelinge van Thailand, Dani en Marina Kreina vir ons.
Hulle gaan by al 2 oggenddienste wees. Dit is ook Palm Sondag. En wat 'n spesiale Sondag vir Marina om in Suid-Afrika haar verjaarsdag te vier. Ons sien sommer uit daarna om die dag saam met hulle te begin. Dit is dan eers al vanuit die nuuskantoor. Ons gaan nou regstreeks oorskakel na Heidi Koppie vir 'n paar live afkondigings. Tot ons mekaar weer sien. Ek is die lewendige een wat praat. André, laat die volgende een asseblief. Julle het nou klaar gehoor daar by die aankondiginge dat die Glow-Run is op pad. Dit is die laaste Vrydag van hierdie kwartaal. Nou hoekom is dit vandag so pertinent onder julle aandag wil bring is volgende naweek is 'n lang naweek. Dan gaan net een erediens. Daar's die kinderkerk nie en Spice nie en baie van julle gaan dan in 'n reses. So ons druk dit op julle harte. Dit is 'n heerlike familie gesinsaangeleentheid. So ek wil net gevra dat my vriende Edouan en Elzaan gou by my kom verskyn. Kom, ander daal, wat gedrag? Jy is opwarm, ja, strekoefeninge. Dis reg. Okay. Jy kan loop en jy kan hardloop. Dis reg. Reg. Daai een het hy verdien, hy het wel die marathon gedoen, maar hierdie twee is my jong vriende in die draf omgewing. Hulle is net baie fikser en hard net verder as ek. Maar in geval so, die Here het dit so gemaak, die Here ook gemaak dat Elzaan en Edian vir ons hierdie geleentheid gaan bestuur en gaan beplan en ons wil julle graag uitnooi. Dis 'n Glow-Run, né? Jy daar, is hy? Glow-Run. So dit gaan donker wees die aand. Ons gaan sorg so by 7:00 se kant dan die son gesak hier in die Weskaap en dan kan ons hierdie Glow-Run doen. Die vorige ronde was 'n groot sukses geweest. So ons wil sê asseblief skryf so gou as moontlik in, raak deel daarvan. Dis 'n kort roete van jy wil dit langer maak, 3 km, dis reg. Is 'n rustige stappie. Ek het Amrie dit wat was dit gisteraan het ons gestap met Johan ry. Dis rustig hier in die dorp, jy het baie tyd. Ons sal sorg dat daar mense is wat en jy jou kan kyk en daar's liggies wat jy kan wys op die pad. Goed, so dit kos net R20. Jy kry 2 glow sticks. Jy kan nog glow sticks koop. Daar gaan kos en koffie wees vir die aand. 'n Heerlike atmosfeer en ons het julle hulp en ondersteuning nodig. Want as julle nie inskryf nie, het ons nie 'n Glow-Run. Vorige ronde het ons 280 mense gehad wat deelgeneem. Wat 'n feestelike ervaring gewees het. En dan die ander ding wat ons vir julle vra is, veral die atlete wat baie se laai en kaste vol is met medaljes. Jy het geen erg meer aan sekeres wat nou baie oud is nie. Jy wil seker daai ene hou. Ja, jy kan met daai ene hou, is reg so gedank, ja. Maar daar's ander wat jy dalk sê, daai reis wat ek daar gedoen is nou nie so belangrik nie. Ons soek medaljes, want ons wil graag random vir almal wat deelneem, ten minste die kinders, wil ons graag 'n medalje gee. Jy kan dit inhandig by die kerkkantoor as jy 'n sak vol het, ons sal hom haal. As jy ons net laat weet daarvan. OK, is julle opgewonde? Right? Ja? Kan ek sien wie sien al kans daarvoor die 28ste, wie gaan inskryf, wie gaan nie wees? Of julle kan kom is? Ja. Kom. Waar is julle? Ja, bring die kinders. Ja, dis juist familie ding. So, asseblief skryf in. Ons gaan die meeste daarvan maak. Baie dankie Elzaan, baie dankie Edian. Blessings. Draf maar vir my pad op slag. Ja, ek moet Vrydag 'n 15 km raak, ek weet hoe ek dit gaan doen. Dan die volgende enetjie. Maar wie sê daar's 'n klomp goed wat kom. Die tweede kwartaal is weer Alpha kwartaal. Die van julle wat al die Alpha kursus gedoen het, ons het verlede jaar aangebied. Ons was oor die 50 mense bymekaar gewees. Dis hierdie kursus wat die basisse van die geloofslewe vir ons ontsluit. Lekker om tafels wat jy sit en kuier, wat jy gesels oor die woord, oor die tema van die dag en jy kry lekker kos op. Verseker. Dit kos net R200 vir die hele kwartaal. En dan vrywillige bydraes as jy dit wil maak deur kwartaal as jy wil lekker eet. Goed, so ons vra, skryf in, daar's ook nie weer nog 'n geleentheid om dit aktief te bemark nie. Ons begin die 6de April daarmee. Is dit my datum reg? Nee, wel 9 dae, dis nog 9 April. Dit is vir daardie datums wat daarop is. Maar dan iets anders wat ons ook soek is dit. Ons soek graag tafelleiers. 'n Tafelleier is iemand wat leiding neem aan tafel
Dit is nie, jy hoef geen graad te hê hoe om 'n groep te fasiliteer en ons wil vir jou help daarmee. So as daar van julle is wat bereid is om as tafelleiers op te tree vir die nuwe seisoen. Eerskomende Dinsdag aand het ons 'n opleidingssessie, 'n inligtingssessie, 7:00 by die kerk. So kontak die kerkkantoor môre, daar op kontak vir my en ons wil graag ook 'n spesiale geleentheid maak in die tweede kwartaal. Deel van ons op reis wees sodat ons God, Vader, Seun, Heilige Gees beter kan leer ken en kan dieper groei in ons geloof en ons verhouding met hom. Blyk, die aankondiging is uit. As hy, yes, bring my gou. As hy Stefanus kan ek nog draf, speel nog rugby. Ja. As hy, hy het getrek van agter tot hier. Is dit nie? Geliefdes, kom ons bid saam. Here God, vanoggend kom ons uit groot dankbaarheid en ons bring ons offers vir wie U is, aan U, wat ons kom koop het en nuut gemaak het, en nuwe lewe kom gee. Here, ons bring hierdie offers juis omdat ons besef ons is afhanklik van U. Vir elke tree van ons lewe, of ons dit stadig stap, en of ons dit vinnig hardloop, ons het U nodig. Dankie dat U ons nooit los nie en altyd by ons is. Kom seën ons, Here, sodat ons lewensreis saam met U en saam in hierdie geloofsfamilie kan voortsit tot lof en eer van U. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, ons kan staan en dan gaan ons afsluit met op vaste fondamente. Dit sluit aan by Efesiërs 2 vers 20 tot 22. So kom ons staan en ons verklaar dit. Ons glo dit wat al van ouds afkom is 'n realiteit in ons lewe vandag. Thank you.
iemand die Here gaan huis toe, gaan leef met hierdie sekerheid, jy is deel van God se familie, die nuwe verbond is 'n werklikheid in jou lewe. Die Here is voor jou om daardie jou pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te neem. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit regtig moeilik met jou gaan. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vul. Die Here is bo op jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop, amen en amen. Blessings.